Soos ek voorberei, was bietjie 'n kopkrap. Maar ek het hierdie week ook gesien, kerke berei voor vir hierdie spesifieke tyd waarvoor die maand uitstaan. En dit het bietjie iets in my wakker gemaak van die vraag van waar gaan dit als? Wat staan die maand vir ons uit? So die maand wil ek 'n bietjie die spesifieke tema wil ek op besag, die beloftes, waar die Here se hand in dit als was. So ek wil op 3 temas fokus vandag, en dit is die Joodse geskiedenis daarvan, en dan die geskiedenis wat dit vir ons beteken. Ons is 'n Christelike kerk, ons is nie Jode nie, meeste van ons hier is heidene. So vandag wil ek 'n bietjie kyk na wat die geskiedenis van dit behels, en hoe die Here daai viering vervul het, hoe die Here dit eintlik verbeter het, en die herdenking nog mooier gemaak het. So iets wat by my persoonlik opgekom het is, hoekom 'n lam? Hoekom is dit in hierdie spesiale tyd? Hoekom is dit 'n simboliek? Hoekom het dit simbool geraak vir April? Hoekom het dit in hierdie feestyd van die Joodse tradisie in hulle geloof en kultuur? Hoekom? So ons gaan kyk na die simbool van die lam. So dis 'n sagte, onskuldige dier. Hy is nie weldadig nie, en wat hulle altyd voor gesoek het was 'n vlekkelose lam. Hulle het ook altyd gesoek vir die beste, sodat hulle, en daar was 3 vorme van, ons gaan nou by dit kom, daar was 3 vorme van offer gewees. So dit was 'n simbool van onskuld, 'n innerlike reinheid, dit het 'n innerlike reinheid, die wit, die skoonheid daarvan is wat daai simbool behels het. So jy kry 3 belangrike offers in die Joodse tyd. Dit was 'n sondeoffer, nie dat dit skoon kon was soos die bloed van Jesus nie, maar dis waar die fondasie begin het, die basis begin het. Dan het jy brandoffers gekry wat 'n teken van totale toewyding aan God bewys het, en dan vredeoffers, dit is 'n danksegging, vervulling, dis wanneer die Here, hulle dankie vir die Here gesê het. En dan, dit was 'n vorm van opregtheid. So dis hoekom die lam 'n simbool geraak het in die Joodse tradisie, in daai spesifieke tydlyn, en tot en met vandag toe nog steeds daai verteenwoordiging het. So kom ons kyk bietjie na Pesach. So julle kan Eksodus 12 net neerskryf. Ons gaan nie die hoofstuk lees nie, maar waar dit gegaan het is, die Joodse mense, die Israeliete was daai tyd in gevangenis geneem, en ons ken die verhaal van Moses, die wonderlike goed wat hy gedoen het. So, en al die pla het ook toegetref. Ons gaan nie in te veel van die details gaan nie, ons gaan nie te veel in die storie nie, maar hulle het toe die lammetjie se bloed op hulle voordeure gesit vir beskerming teen die doodsengel. En daai aand het dit, die volgende oggend toe is toe die eerstegeborenes dood. So daai was 'n beskermingsbloed. So dit het 'n groot simbool geraak, 'n redding, 'n beskerming. En ons weet ook Christus is die vlekkelose lam, die laaste lamoffer, die volmaakte offer. So in Pesach het dit 'n simbool geraak. So dit gaan vanaf daai tyd, en dit is die viering wat hulle gehad het, die verlossing wat die Here vir hulle gebring het. So dit verwys ook na 'n profetiese beeld. Ons weet die profesie het vervul, want Christus het vir ons op die kruis gesterwe, en dis wat hierdie maand ook vir ons oorgaan is, om te herdenk daarvan. So ons gaan ook 'n bietjie in kyk wat word gevier in April, veral in ons geloof. Maar ek wil net die basis neersit en die prentjie uitwys, of die prentjie half inkleer van wat Christus vir ons werklik gedoen het.
So in die Joodse geskiedenis weet ons in Exodus 12, dit was sentrale gebeurtenisse in hulle geskiedenis. En die Here het hulle beskerm in daai tyd. So wat behels dit? Dit was, ons kry die matza brood, ons het dit altyd op 'n stadium bedien by die kerk, dit kom ook uit sekere tye in Suid-Afrika, maar hulle was, mense kan dit half ook as 'n simbool sien, hulle het dit spesifiek so gebaak, want daar was nie genoeg tyd om die brood te gis nie, want hulle moes begin reis, hulle was op hulle reis uit Egipte uit slawerny uit. So, ja, mens kan, daar's soveel maniere hoe mens na dit kan kyk. Dit is, as die Here sy hand in die saak is, dit kom op 'n tyd wat jy nie verwag nie. En tot vandag toe word daai brode in hierdie tydmaal ongegis. So, mens kan reflekteer na dit en kyk na wat werklik gebeur het en wat die Here werklik gemaak het, moontlik gemaak het. So jy kry ook jou allerhande mengsels en etes en voorbereiding wat hulle in hierdie tyd doen. Dan kry jy ook die druiwesap, van die kulture gebruik wyn. Dit is maar deel gewees van die tradisie. En mens kan na die gis kyk dat dit verwyder is. Dit kan 'n geestelike suiwerheid verteenwoordig ook, 'n nuwe begin. So dit wys ook uit na verlossing, gehoorsaamheid, geloof en God se getrouheid. So nou wil ek die Christelike verbintenis met dit koppel. Ons is almal tog Christene. Ons is nie Jode wat tradisie meer soos hulle volg nie. Ons het ons eie verbintenis aan dit gekoppel. 'n Spesiale verbintenis. 'n Belofte wat die Here nagekom het. So dit is eintlik baie, baie spesiaal. En dit is ook 'n spieelbeeld van wat gekom het en wat ons nog huidiglik steeds het. Christus se liggaam was gebreek. Christus se liggaam is suiwer, sy bloed is suiwer. Die prys wat hy betaal het, is 'n perfekte prys. So ons kan in Johannes 1 vers 29 sien, sy bloed, soos die paaslam sin, bring verlossing van die dood. So, ons gaan gou vinnig deur Lukas 22 vers 7 gaan. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit, met die opdrag gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil jy moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvan ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. So kom ons koppel die simboliek aan mekaar van Pesach en dan die vervulling daarvan in die moderne tyd, in die tyd van Christus 2025 jaar terug. So die simbool van Pesach is die bloed van die lam, so hulle dit vir sondeofferings gebring, en dan die bloed van Christus, die vlekkelose lam, die laaste offer. Hy is sy bloed is die verlossende bloed. Net die bloed van Jesus kan reinig van sonde, en dit is wat Christus vir ons op die kruis gedoen het. 'n heilige offer, 'n rein offer, die laaste offer. So hulle vier dit as verlossing uit Egipte, verlossing uit slawerny. Die mense was letterlik met swepe geslaan. Hulle was in soveel druk gewees. Dit was donker tye gewees. So hulle het die Pesach ingebring om daai verlossing, om die Here dankie te sê, om daai tyd te vier van vryheid. En nou het ons daai vervulling. En dit is 'n vervulling van verlossing van sonde. So hulle was gevry van slawerny. Ons is gevry van die
slawe as sonde. Dis wat die Christus se bloed vir ons doen. En ons het nou al die ongegiste brood en die druiwesap, wyn, hoe ook al mense dit wil benaam. Ons het die nagmaal. Ons het daai simboliek aangekleef as die Christus se liggaam, die liggaam van Christus. So, dit is 'n voorreg, dis 'n belofte op 'n belofte, 'n finale belofte, 'n vervulde belofte. En dit is werklik waar iets spesiaals. So ons kan in 1 Korintiërs 5 vers 7 ook sien, want ook ons paaslam, Christus is geslag. So die Bybel verwys ook as Christus as die paaslam. En dit het spesifiek in hierdie tyd ook gebeur. In hierdie spesifieke simbool, die Here is besig met, die Here beplan in struktuur. Ons kan dit sien ook. Dit wat die Here doen is nie toevallig nie. Dit wat in die lewe ook gebeur. Ons kan kyk in ons eie lewens ook. Dit lyk partykeer snaaks, dit vat partykeer lank. Maar wat die Here doen is struktureel. Dit wat hy doen is uitbeplan. Die Here weet presies wat hy doen. Die Here is die Here, hy is almagtig. So, dit is 'n Hebreëse kalendertyd, die Yom Pesach, die wat hulle vier in hierdie tyd ook. En dit het ook deel geraak. So vir ons is dit 'n heilige week. Ons gaan volgende week is uiteindelik waar dit ook in plek val. Ons kry die Goeie Vrydag waar Jesus gekruisig was. Kom ons begin net in die regte orde. So ons het die heilige week waar ons nou in is, die Palm Sondag tot en met die Paasondag. Volgende week is. Dan het ons die Witte Donderdag, die laaste maal, waar Jesus die laaste maal gehad het, soos ons nou gelees het ook. En dan kom Goeie Vrydag, waar Jesus gekruisig is. En dan Paasondag is waar Christus opgestaan het. En dit wys net God se bonatuurlike krag, God se werklike liefde vir ons, God se werklike omgee vir ons. Hierdie tradisie het deel geraak vir almal. 'n heidense nasie, iets wat spesiaal was vir die Joodse nasie, het die Here gaan staan en deel maak van almal. Ons almal het deel van hierdie maal. Ons almal het deel van hierdie voorreg. Ons almal het deel van hierdie verlossing. En dit is werklik iets om na te kyk en dankbaar voor te wees. En dis werklik 'n tyd waar ons kan wees, die Here gee om vir my. Die Here ken my en die Here verstaan my. So ek wil in kort net daai geskiedenis vir julle gewys het. Ek wil nie te lank in dit ingaan nie. Ons gaan heel dag hier staan as ons in elke spesifieke tradisie gaan en wat se spesifieke kledingstukke hulle moes dra en hoe hulle elke maal voorberei het. Maar dis nie waar ek wil uitkom nie. Ek wil uitkom by wat dit vir ons beteken. Wat dit vir ons simboliseer as kinders van die Here, as heidene, as mense wat op soek is na die Here. So ek wil dit bietjie verder in dit inkyk. Hoe kan ons hierdie deel maak van ons eie lewens? Hoe kan ons al hierdie ware verhale, al hierdie simboliek, hoe kan ons dit terugreflekteer na onsself toe? So ons kan kyk na herken jou eie Egipte, herken jou eie sonde. Dit gaan tog die maand oor groei. So kom ons kyk hoe ons uit hierdie tema uit kan groei. So ons word vasgevang, ons word onderdruk, ons word vasgevang in sonde, ons eie Egipte sê ons maar. En ons lewe partykeer in sonde, vrees oor die dag van môre. Hoe gaan ek dit die maand maak? Hoe gaan daar selfs bitterheid en seer? So Johannes 8 vers 36 sê vir ons, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So dis 'n waarlike 'n tyd van werklike vryheid. Ons is in 'n baie bevoorregte tyd. 'n tyd wat moontlik gemaak is.
En Jesus het so groot impak gehad, dat ons nog steeds op sy tydlyn hardloop. Dit is nou al 2025, na duisende jare, na honderde jare, herken ons almal, as ons eintlik maar die kalender neerskryf, herken ons die bestaan van Christus, die werklikheid daarvan. So ons kan nou kyk na vertrou op die bloed van die lam. Dit bring beskerming, dit bring herstel. So ons moet werklik net in 'n plek kom waar ons net die Here kan vind, waar ons net nader aan die Here kan groei. Ons moet altyd net op 'n soektog wees. Ek glo nie dat mens 'n punt bereik by die Here en dan het jy nou die uiteinde daarvan bereik en dis jou verhouding met die Here nie. 'n Verhouding is 'n konstante groei. En dis hoekom ons so kyk as die kerk is die bruid van Christus. Ons is sy bruid, dis soos 'n huwelik. En die mense wat hier sit in 'n huwelik, mense wat al jare getroud is, sal kan sê, dit is nie altyd maklik nie. Ek is nou maar eers 5 jaar getroud, maar jy klim partykeer onder mekaar se vel. Jy doen partykeer iets om die ander persoon om te krap. So, ons kan dit reflekteer in ons eie lewens ook. Ons is die bruid van Christus. Dis 'n konstante soektog na die Here toe. Ons gaan foute maak. Maar die Here is lief vir ons. Hy is ons bruidegom. Hy gee om vir ons. Ons is spesiaal vir hom. So ons kan kyk na die gis, die reinheid daarvan. Daar was die volgende gis was natuurlik nuwe gis gewees. So ons kan na die ou gis kyk as ons sondes wat ons neerlê, na die matsa brood waar daar nie gis in was nie. En ons kan kyk na die suiwerheid daarvan, die opregtheid daarvan. En waar ons werklik na 1 Korintiërs 5 vers 8 sê ek vir ons, vier dan die fees met ongesuurde brood van opregtigheid en waarheid. So dis daai konstante soektog. Hoe kan ons nader aan die Here kom? Hoe kan ons 'n lewe van heiligheid lewe? Waar is my tekortkominge? Daar sal altyd, die Bybel sê vir ons almal het tekort gekom. Ons almal het tekort gekom aan die Here se glorie. So ons kan kyk na die gehele beeld as om uit te beweeg uit jou woestyn uit, in jou belofte in. Die Here gee elkeen van ons beloftes, die Here gee elkeen van ons woord, en die Here praat met ons. Wat vir my ook altyd uitstaan is, die Here het aan Moses in 'n brandende vuur verskyn. Dit was nie, hy moes werklik waar konstant gesoek het. Hy toe die 10 gebooie gaan skryf, kan nie die Appelberg, kan nie die werk nog dan nie raai nie. Maar hy het gaan skryf werklik waar en die Here werklik waar gesoek. En as ons gaan kyk, die Here praat met kerel met hom. Dit is 'n konstante soektog. Die Here praat nie heeltyd in 'n brandende vuur. Wanneer die Here praat, is dit treffend en doeltreffend. As mens die boek van Job gaan lees, dit is 'n boek waar Job in 'n baie groot depressie geval het, in 'n baie groot donkerte tyd, in 'n donker gat. En as mens daai boek gaan lees, is dit 'n boek waar hy heeltyd die Here vra. En dit gaan vir meer as 20 hoofstukke aan, waar die Here vra, die Here redekabel. En wat vir my altyd uitstaan is, hier in die einde van Job, is wanneer God praat. Die Here praat nie in elke hoofstuk met hom, die Here praat in 'n kragtige, drastiese manier met hom. En dis waartoe ons moet beweeg, na daai drastiese oomblik met die Here. Die Here praat met ons, ja, maar daar kom 'n tyd waar die Here drasties met jou praat, en dis wanneer ons moet luister. Ek kan onthou toe ek teen die bediening geskop het, dit heeltemal een kant gesit het en gesê, ek gaan nie. En dit was werklik waar daai punt gekom het, die drastiese punt.
waar die Here dinge laat gebeur het, dinge laat afspeel het vir 'n rede. En ek kan onthou toe vir my was dit persoonlike tyd van die dag toe ek in my werksterrein, ek word deur weerlig geslaan en my kar se dak pop so af, stukkie vir stukkie, en jy sien die metaal, daar het ek besef, die Here soek my aandag. Daar het ek besef, dit was vir my 'n kruispunt gewees van dat ek die weerlig geslaan is, my lewe was gespaar eerstens, en ja, die ou wat die kar ook nog kom haal het nie geglo dat ek deur weerlig geslaan was nie, want dit was die hele kar gewees, die hele dak het soos cornflakes gelyk, kan mens maar sê. So, ek het gevoel, daai is die oomblik wat die Here met my praat. En die rede hoekom ek dit opbring is, daar kom 'n deel in my lewe wat die Here werklik waar dan kragtige ontmoeting met jou het. En as ons ook na Moses kyk, hy bly vaskop. Hy bly sê, nee, ek kan nie. Ek hakkel. Ek is nie ou wat kan praat nie. En die opdrag is moeilik baie keer. As die Here vir jou sê, gaan praat met daai op die straat, en dadelik nie, die ou gaan net verkeerde dinge met die geld doen, dit en dat. Is dit altyd verskonings. Is dit altyd 'n rede om dit nie te doen nie. Maar daar kom hy drastiese punt van waar die Here praat en ons moet luister. Daai brandende vuur, daai brandende soektog. En dis werklik waar wat ons net moet toelaat in ons lewens, dat ons totale oorgee. En dit is moeilik. Dit is nie altyd maklik nie. Ons het altyd 'n lys van verskonings. En ja, dit is, ons het daai natuur, ons het daai sondige natuur, ons het daai teenstryding elke dag. Ons is eintlik 'n mensdom in sonde. Ons is in slawerny van sonde. Ons is vasgevang in sonde. Dit is ons eintlike, waar ons eintlik moet gaan is nie na ewigheid toe met die Here nie. Ons behoort eintlik nie aan die Here nie, maar die Here het gekom en ons teruggekoop. En dis hoekom ons hierdie tyd het, dis hoekom ons hierdie tyd van verlossing het. Die Here wil elkeen van ons terugkoop. Die Here wil elkeen deel hê van ons. En dit is 'n groot voorreg. So ja, ek probeer nie vingers wys of enige iets nie. Ek wil net werklik waar die boodskap met elke hart hier raak. En met elke hart fees dat wat die Here vir ons het en wat die Here vir ons beplan is die beste. Is die belangrikste. So ja, soos ek sê, ons is in sonde gevang. Ons is bedoel om 'n ewigheid in die hel te spandeer. Maar die Here is so lief vir ons. Die Here gee so om vir ons dat hy hierdie belofte vir ons gegee het. So ek wil werklik word dat ons moet daai tyd in ons harte koester vir wat die Here vir ons gedoen het. So ons kan hierdie tyd as 'n vierende tyd, 'n tyd vir ons bly kan raak. Ons leef in 'n oorwinnende tyd. Romeine 8 vers 11 leer vir ons die Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon nou in julle. En ons weet die Gees wat Jesus opgewek het uit die dode is, die Heilige Gees. Alles wat Jesus bereik het, was deur die krag van die Heilige Gees. Selfs sy geboorte is 'n onmoontlike geboorte. En self hy wat uit die dode opgestaan het, is 'n tyd wat werklik onmoontlik was. Kom ons beweeg nader aan die, kan ons almal net nader beweeg. Maar die voorste ruimte asseblief.